Goeiemôre. Dit is vandag die 31ste Januarie. Ons is verby die eerste maand van die jaar. En ek wil vir julle sê, dit was 'n goeie maand. Ons gaan nog excel en ons gaan nog groei. En ek glo ons gaan die Here vertrou vir 'n goeie jaar die jaar ook, soos dit ons gesê het aan die begin. So ek wil vir almal sê baie welkom, die wat aanlyn is, die wat kyk, baie welkom. En ek is baie opgewonde oor vanoggend. Ekskuus vir my stem, ek is nog bietjie môre Linda, Adel môre Christa. Ekskuus julle, ek het nog bietjie bronkietis, maar ek gaan nie dit my keer om vanoggend se woord te bedien nie. So ek is opgewonde vir julle part. Ek lees die comments en dan dink julle net ek lees dit sommer maar net, maar ek doen nie. Ek bid oor elke post wat ek post, bid ons en ek bid vir julle. En in party se harte kan ek sien daar is baie gebed nodig. En my commitment aan julle is om 'n pad saam met julle hierdie jaar te stap. En ek wil dit graag doen. Ek wil 'n pad met julle stap. Al is dit 2 of 3 persone, dit pla my nie, maar as ek iets in jou lewe kan doen om jou te kan verander en uit godsdiens uit te kry, dan gaan ons dit doen. Môre Colette, Clinton, môre Nelda, môre Janita, Selma, Jacqueline, Heidi, môre julle. Ek is ook opgewonde, dit is Vrydag. Dis naweek, vanaand gaan ons saam met die kinders bietjie Hillsongs toe. Ons gaan Loftus toe. En al my kinders wil net weet of hulle blou bil t-shirts kan aantrek Loftus toe. Toe sê ek vir hulle nee, hulle kan nie vanaand nie, ons het vanaand 'n praise and worship aan daar. So, ja, ek is baie opgewonde. Hi Linda, ons bid vir julle, Jolanda, Grant, môre Engela, môre. Gaan julle nie baie ophou vanoggend nie, ek sê dit altyd, maar kom ek bid, laat ons begin dat julle ook kan aangaan met julle. Môre mamma, ek is bly mamma's op lyn, môre. Delane Becker is my ma, ek kan nie glo nie, ek het die awesomeste mamma wat leef, ek het die awesomeste ma met die mooiste hart, as dit nie vir haar gebede is nie, dan sou ek seker ook nie hier gewees het vanoggend nie, so hartlik welkom mamma. Ja, ons gaan Loftus toe, yay! Ons kan nie blauwil t-shirts aantrek nie, so ek moet nog my kinders uit daai een uitkry, so julle beter vir my bid. Ok, hi Konrad van die Kaap, ek is bly om jou te sien. Jy is altyd vir my 'n blessing, dankie vir jou mooi boodskapetjie elke keer as ek aanlyn is. En kom ons begin begin vanoggend met die woord, daar's baie om te sê. En share die boodskap asseblief, laat dit uit kan gaan. Ek glo hierdie woord gaan baie mense seën. Ek wil ook vir ons roofkykers baie welkom sê, wat vir my die vieslikste e-mail stuur. Baie welkom aan julle wat roofkykers is, julle is die welkomste van almal. En ja, as ek julle irriteer, of as jy vir my sê, ek maak 'n gat van myself, dan wil ek vir jou sê, baie welkom. Ek is baie trots op jou, omdat jy so kan praat, maar baie welkom vir jou ook, so geniet jy wat daar is. As jy 'n roofkyker is en vir my die vieslikste e-mail stuur, ek love jou in elk geval, ek love jou. Dankie môre, daar van die Kaap, môre Natasha, dankie vir die mooi, ek hou van blou is vir my mooi en ek love pink. So, ok, kom ons begin. Ek wil vir julle 'n baie mooi gebed doen. Het julle almal nagmaal? Het julle nagmaal gebring? Ja, as jy nie gaan nie, hardloop, gehaal jou nagmaal. As jy nie het in die huis nie, brood is ook alright en water is ook alright, maar kom ons doen dit net vanoggend. Ok, kom ons begin met boodskap vir die 31ste Januarie 2025. Ok, Father, Heavenly Father, I pray for the illumination and the revelation of your word that is going to be so alive in our lives, that it's going to impregnate us
and enlighten our souls, Lord Jesus, and our minds, that we can go beyond religion, Lord Jesus, into that relationship. Lord, that we move into new realms of the depths and the heights of your word. I thank you, Lord, that you impregnate us this morning with our destiny. I thank you, Lord, that religion is making us beautiful people, but it doesn't change us. So, Lord, I pray that this word will change people today to become what you called them in Jesus' name. Lord, I pray that they will learn from my mistakes, and I thank you, Lord, that I'm going to share some of my mistakes this morning and let them hear and let them not do it, Lord. Here, laat hulle dit nie doen nie, laat hulle net daar waar ek opgehou het aangaan. Ek loof en ek prys U omdat vir ons goed is, en dankie Jesus vir elkeen vanoggend. Amen. Amen. Goed. Ek wil met julle deel vanoggend dat dit is die seisoen van jou profetiese destiny. Hierdie is 'n profetiese woord vir almal van julle. Ek wil by jou weet vanoggend, as ek 'n vraag moet vra. How are you going to partner with God to fulfill your destiny? Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan ek en jy partner met God om ons destiny te kan doen? Hoe? Ek glo daar is 'n roering in die gees wat daar nog nooit was nie, vir elke seun van God en dogter van God om op te staan, by te kom, uit religion uit te kom en in godsdienst uit te beweeg en in verhouding in te kom. Jou baarmoeder moet so vol babiekies wees, dat die twins uitpop vanoggend in Jesus naam. So ek glo dat ons op die drempel staan van die grootste kingdom era in die wêreld. Ek glo nie, daar is 'n mooier tyd vir ons om nou te lewe as wat daar was nie. Julle is op die mooiste plek in julle lewe. Amila, hoe kan jy hierdie goed sê? Shut up net 'n bietjie en luister. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Baie van julle het julle drome weggegooi. Baie van julle het gesê, ek het 'n visie van die Here gehad en ek stel nou nie meer belang nie. Baie van julle het gesê, ek het so baie goed wat ek vir die Here wou gedoen het, maar ek het dit begrawe. Ek weet van mense wat fisies, nie sit sy, gaan begrafenis hou het, my Bybelboeke gaan begrawe het, alles, want ek is nou klaar met ministry. En as jy in die ministry is, dan doen jy dit nogal gereeld, glo vir my. Maar toe begin die Here vir my hierdie woord openbaar, en hy sê vir my, weet jy wat, ek glo nie in jou nie, maar ek glo in die woord, wat ek oor jou gespreek het, en deur jou moet werk. Dit is waarin ek glo. En dit het my geskok, want ek weet, ek is 'n mens en ek is feilbaar, en ek weet God kan nie in my glo nie, maar hy glo in die woord, wat in jou is. Christus, wat in jou is. Hy glo in dit. En ons moet in alignment kom, hoe ons daai woord in vervulling gaan bring. En jy gaan vanoggend wragtig, gaan jy hierdie woord vat. Want onthou, ons loop 'n pad hierdie jaar. Ek loop hom saam met julle, sodat ons alignment kan hê, sodat ons in kan lyn kan kom met God se woord. Na die woord glo ek in my hart dat God jou gaan oprig om te doen wat hy jou voorgeroep het. Regtig, dis nou tyd. Ek wil dit vir jou sê. God het elke droom van jou neergeskryf. Elke droom. Onthou jy toe jy tot wedergeboorte gekom het? Wow, ek gaan die hele wêreld vir die Here evangelie. Ek was so wit warm vir die Here dat ek gesê het, as iemand voor my kom staan, dan gaan ek my 'n profetiese woord gee. Ek gaan hande lê en almal gaan pregnant raak. Maar dit is my droom gewees om die wat swanger is, swanger raak. En ek het op die honde geoefen, toe kry die honde 9 babietjies. So dit was vir my. Ek het op die honde geoefen. As daar niemand voor my is, dan oefen ek op die honde. Maar iets moes ek gedoen het.
Ek kon nie net niks gedoen het nie. So aan die brand was ek vir die Here. En dan gebeur daar goed in jou lewe wat jou mismoedig maak. En dan begin jy huil. En dan begin jy jouself jammer kry. En dan begin jy wonder of het jy van die Here gehoor. En jy het. En weet jy wat nee, God het elke conversation, elke gesprek wat jy met hom gehad het hy gehoor. Hoe, en hy onthou dit. En hy gaan jou herinner vandag aan dit. Hoekom? Want Maleagi 3 vers 16. Hoor wat sê dit Maleagi 3 vers 16. Then those who feared the Lord talk often to one another, and the Lord listened and heard it, and a book or a note of remembrance was written before him of those who reverence and worship fully, feared the Lord, and those who thought on this name. Met ander woorde, daar is 'n book of remembrance. Annette en Kobus, julle gaan weer genesings doen. Hoor wat ek vir julle sê. Daar's 'n book of remembrance wat God het van elke woord wat jy gesê het jy wil doen. So ek glo vandag in my hart dat God jou gaan oprig en jou gaan release vandag in jou nuwe identiteit om destiny in vervulling te bring. Jy weet jy wat nee, jy kan dalk 'n huisvrou wees en sê Amelia, ek het nie 'n titel nie, ek het niks nie. Wel ek het ook nie. Ek is 'n huisvrou. As iemand vir my sê jy's dit en dit, weet jy wat, ek is net Amelia en ek het 'n passie vir mense en ek het ongelooflik baie foute gemaak en ek wil hê julle moet leer uit my foute uit. Ek is nie volmaak. Ek het ongelooflik baie foute gemaak en terwyl ek uit dit geleer het, wil ek julle leer om nie dieselfde foute as ek te maak nie en om dit te skiep en om te groei vinniger as wat jy moet groei. En ek wil ook vir jou sê, God weet alles. Hy weet van elke gesprek wat jy gehad het. Hy weet van elke visie wat jy gehad het. Hy weet van elke journal wat jy van hom gekry het. Hy weet van elke woord wat mense profeties oor jou gespreek het. God vergeet nie. Ons vergeet, maar God vergeet nie. Al ons drome wat jy sê, Here, red, ek is nou tot wedergeboorte, ek gaan die nasies bedien, en jy sit op jou stoel en jy doen nog niks nie. Jy sit met 'n sigaret en 'n bier in die hand, want weet jy wat, jy het so koud geword, want religion sê, jy's 'n mooi mens, en die verhouding sê, jy is nie 'n mooi mens nie. Ek wil vir jou sê, godsdienst maak van jou 'n mooi mens, maar dit verander jou nie. So klim uit religion uit, want hierdie woord is 'n woord, Rina, en is in seisoen. Hierdie woord is 'n woord vir nou. Hy's vir nou. En ek wil bid dat ons repent vanoggend oor goed wat ons vergeet het en laat die Here ons vandag herinner. Herinner vandag. Hetta, jy beter repent, want jy het net gaan sit en jy het een van die mooiste bedienings Hetta wat ek in my regtig in my lewe gesien het. Jy's so grasieus, jy dans jy. Daar is net iets in jou wat geen ander vrou het wanneer jy begin in profeties doen nie. In hierdie wil God ook ons herinner vandag dat jy kosbaar is. Geloof, onthou julle wat is geloof? Geloof is nie 'n emosie nie. Geloof is hoe lief God jou het en dat hy jou nie gaan los nie. En ek wil lewe oor julle spreek vanoggend. Ek wil lewe oor jou emosies spreek. Ek wil lewe oor jou lyf spreek, dat jy gesond gaan word, om te kan gaan doen wat jy voor gedoen word. Ek wil elke woord, wat jy per rak gaan bære het, wat jy begrawe het, wil ek roep na, vore om te sê, you've been called into destiny as from today. Jy kan nie wag tot môre nie. Hoekom wil jy gaan slaap en wag tot môre? Hoekom? Hoekom sê ek nog 'n bietjie 'n dag, nog 'n bietjie dag? Jy het dit 15 jaar terug gesê. Jy het dit 10 jaar terug gesê. Nee, jy gaan nou nie weer sê ek wag tot môre toe nie. Daar's nie 'n manier in hel nie. Jy gaan vandag begin om te doen wat God jou voor geroep het.
Ja, maar ek moet eers Bybelskool klaarmaak. Terwyl jy in Bybelskool is, doen waarvoor jy geroep is. Dit is vandag 'n dag om te kan onthou. Ja, ek weet, ek verstaan. Almal van ons het foute gemaak. Almal van ons het verkeerde besluite gemaak. Almal van ons het droog gemaak. Verkeerde paadjies geloop. Maar God is so excited vanoggend oor my en oor jou. Hy het nie vergeet nie. Hy gaan vanoggend vir jou laat onthou. Wat is oor jou uitgespreek vanoggend? Hoekom moet ons onthou vandag? Hoekom vandag? Hoekom moet jy hierdie woord oor vandag? Want jy het ingeskakel, jy luister en dit is vir jou vandag. Dit is nie toevallig nie. Ek bid oor elke woord wat ek bedien. Ek gryp nie iets uit die lug uit en bedien dit nie. Ek bid oor elke woord wat ek bedien en maak seker ek kry dit by die Here. Ons het nie meer verskonings nie. Jolanda, ons kan nie meer verskonings hê nie. Wanneer wil jy begin? Volgende jaar, volgende dag, môre, volgende week. Begin vandag. Dis die perfekte dag om vandag te begin. Hoekom dink jy wil God jou herinner aan elke woord? Want jou gawe het gaan dormant lê. Jou gawe van genesing, profeties, geloof, die 9 gawes van die Heilige Gees het gaan dormant lê in jou. So, en dan kom deception in. Die oomblik wanneer jy dit los, gebeur daar goed in jou lewe wat jy nie wil hê nie. God wil hê, jy moet vandag jou 9 gawes gebruik en ek gaan vir jou bid, want 1 Timoteus sê, stir up the gifts. Therefore, stir up the gifts. Ek wil julle so stir, dat julle soos 'n pot oorkook vanoggend. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. And God has a dream for you. Mense, hoor wat ek vir jou sê, ander mense het nie drome oor jou nie. Ander mense wil nie hê jy moet suksesvol wees in ministry nie. Dit is nou maar die waarheid. En maak nou maar vrede daarmee. Want ministry is politiek van die môre tot die aand. Ministry is vir my die plek waar ek die seerste gekry het, is in ministry. En hoekom doen ek vandag ministry? Want weet jy wat, nee, ek wil hê jy moet gesond wees as jy ministry doen. Ek wil hê dit moet natuurlik uit jou uitkom. Dit moet uit 'n plek van verhouding uit jou uitkom. Ons gaan nou daai mure breek vir julle. Ons gaan daai passie van jou gawes lekker stir vanoggend. Maar julle dink nee, dit is net ons wat vergeet. Kom, ek vir julle ietsie mooi vertel. In die Nuwe Testament, gaan lees Matteus 14 vers 12, Matteus 15 vers 37 en 38, ek gaan dit nou op Facebook ook sit. Jesus het die 5000 mense gevoed, né? Die disippels het dit gesien. Toe voed hy die 4000 mense. En raai wat? Al die disippels het die miracles gesien. Al die disippels was daar gewees. Hulle het gesien hoe brood vermeerder, hoe vis vermeerder. Hulle het alles gesien. En in Matteus 16 sê dit, hulle het toe in die bootjie, nadat hulle die 4000 mense gevoed het, klim hulle in die bootjie om na die ander kant toe oor te vaar. En weet julle wat gebeur op daai bootjie? Luister mooi. Die disciples, they reasoned about not bringing bread with them. Hoe in die lewe? Die disciples vergeet in 'n oomblik dat God nou net die 4000 gevoed het. Klim in die bootjie, dadelik daarna, vaar oor na die ander kant toe, en nie sit hulle op die boot en beklei, hoekom het hulle nie brood saamgebring nie. Wat 'n freak. Hulle sit en beklei oor hoekom het hulle nie brood saamgevat nie. Maar Jesus is baie kwaai met hulle. In vers 8 sê hy vir hulle, hy rebuke hulle, hy sê, "Oh, you little faith." Vers 9, "Do you not understand or remember
Do you not remember the 5 loaves of the 5,000? You fail to understand. Don't limit God. Moet God nie limit nie. Psalm 78 sê, moenie God limit nie. So hoe in die lewe, die disippels van alle mense, het nie eers daai geloof, nou gaan jy sê, Amila, hoe ons het nie 'n keuse nie, jy het nie 'n keuse meer nie, jy gaan moet begin bykom, jy gaan moet, ek wil jou uit jou stoel uitruk, ek wil hê jy moet begin bedien, ja, maar ek is net 'n arme huisvrou, dis juist vir jou, ek is ook, maar die Here kan my gebruik, en kan hy jou gebruik, en weet jy wat, nee, dit was vir hulle so maklik, vir die disippels, om net so te kan vergewe. Môre Anita, Liesel, môre Colette. Hoe is dit moontlik om so gou te vergeet? How is it possible to lose power of understanding? Hoekom dink jy het Jesus hulle rebuke? Want hy sê, kan julle nie onthou nie, julle sit en beklei op die boot vir die brood, maar julle het nou net al die wonderwerke gesien. Wat se wonderwerke het God in jou lewe gedoen, wat hy jou aan vanoggend wil herinner? Onthou, ek wil iets vir jou sê vanoggend. As jy vergeet om te onthou, gaan jy in battles in, wat jy nie nodig het om in te gaan nie. In Engels sê hy dit mooi. What happened if you don't remember? You simply go back into the battlefield and go into battle because you forget. You cannot remember what God has done for you already. Have faith in Him. Jy gaan in die grootste emosionele fights van jou lewe ingaan, as jy nie net kan onthou vandag, wat al God alreeds vir jou gedoen het nie. God wil jou oopmaak, en vir jou die deure oopmaak, van elke belofte, wat hy vir jou gee. Ouens, en ek weet nie wat het hy vir jou gegee nie, ek weet nie wat het hy vir jou beloof nie, maar daar is 'n Bybel, vol beloftes, wat aan jou behoort, en aan my behoort. Dit is vol beloftes, wat hy vir ons wil gee. Maar nou sit ons in hierdie wêreld, en ons beklei oor die Bybel. Ons beklei die versie pas by daai, en daai versie pas by daai een, want dis wat religion doen. En godsdienst sê, ek het 'n verhouding met die lewende God. Christus in my. Dit is Christus in my. Don't limit God. Don't limit Him. He can do far more than you can even think or imagine. God is in your future. Who is in my future? Hy sê, ek het jou geken. I know the plans I've got for you. God ken die planne wat hy vir jou het. Maar nou in die begin, hoe align ek dan my destiny met die woord van God? Al wat jy hoef te doen, is om die Here te vertrou, en te glo, dat hy jou wil gebruik. Hy wil jou gebruik. Hy het almal in hierdie wêreld nodig, om die evangelie te kan verkondig. Almal van ons. Weet jy wat het my ontstel gisterand? Kom ek vir julle iets vertel. Daar was 'n pastoor online, en dit is eintlik 'n gesprek gewees, en hulle het 'n apostel reveal, wat vals was, of vals is, 'n apostel, luister vir my, 'n apostel. Toe kom 'n ander apostel, en hy sê die volgende: asseblief, kom ons beskerm, tog net die fivefold ministry, want dit is 'n heilige roeping van die Here af. Wat 'n vrek? Wat 'n vrek? Is net die vyfvoud bediening 'n roeping van die Here af? Wat 'n vrek, ouens. Wat van al die mense buite wat nie 'n vyfvoudige roeping op het nie? Is dit ook nie heilige bediening van God nie? Julle moet oppas wat julle luister op Facebook en op Twitter en op
TikTok en ek weet nie wat nog alles nie. Hoe kan, hy sê net die 5-fout bediening moet ons oppas, want dit is 'n baie heilige roeping om in die 5-fout te wees. Ja, ek verstaan nie daai goed nie. Ek verstaan nie dat jy vandag, is jy 'n gewone huis vir 'n môre is jy apostel nie. Jy's vandag, jy het nog nooit eers 'n kerk gehad nie, maar jy's 'n apostel. Ek praat nie teen apostels nie, ek praat nie teen gesalfdes nie, ek praat teen godsdiens, wat werklikheid is, wat mense aan die slaap is. Nou as mense aan die slaap is, dan sal ek julle wakker maak, om vir julle te sê waarna julle moet kyk, en julle oë oop te maak, want almal is nie so oulik, soos wat julle dink hulle is nie. Hulle is nie, en ons is ook nie, ons is ook net mens, maar ons gaan probeer. God is nie 'n aannemer van personeel, en ons is almal gesalfdes en van die Here, maar hy is so lief vir ons. Die Here is so lief vir ons, en hy wil hê ons moet asseblief op 'n plek kom waar hy ons kan gebruik. En ek wil my boek te maak en ek wil vir jou sê dat jy het absoluut die potensiaal om te doen waarvoor God jou geroep het. Jy het, of dit vir die 5-fout bediening is en of dit vir 'n helper is by die kerk en of dit vir enige iets is. God het jou nodig. Toe ek tot wedergeboorte gekom het, moet ek sê vir julle waar ek begin. Ons kerk was by die skougronde. Nou die skougronde, weet julle dan, as daar skou was, hoe lyk die toilette en hoe lyk die sale en goed. So my job was, een van my jobs was, om daai toilette vir die kerk weer skoon te kry. Kan julle dink, hoe moes ek skrob aan toilette? Met sulke, ek dink ek het COVID goedjies aangehad, sonder dat ek het agtergekom het. Om toilette te skrob. Maar dit was vir my lekker, want ek het dit vir die Here gedoen, nie vir my pastoor of die kerk nie. Ek het dit vir die Here gedoen en dan tree ek terug, dan sê ek, Here, is dit alright vir jou? Is dit skoon genoeg vir jou? Sien ek 'n kolletjie en sê ek, Here, ek skrob daai toilet se kolletjie af. Want in my kop het ek van dag 1 af, het my geestelike ma vir my gesê, alles wat jy doen, in 'n gemeente, buite gemeente, doen jy vir God. Jy doen dit nie vir jouself nie. Jy doen dit nie vir mense nie. Jy doen dit vir die Here. En weet jy, het ek baie raas gekry? Ja, my pastoor was baie kwaai, maar ek is bitter lief vir hom en sy vrou gewees, baie lief. Ek het so baie by hom geleer, onder sy lering gesit, en dis een van die mans, hy kan maar teach and preach, dat die bissies bewe. En daai tyd het ek so baie by hulle geleer, ek het verander in daai gemeente. Daar was nie religion in daai gemeente nie. Ek het verander elke dag meer en meer, soos wat ek gegroei het. Ek was maandaande in die Bybelskool, woensdaande by Selkerk, vrydaande het ek gehelp, Sondag kerk skoon gemaak, Sondagoggend kerk, Sondaande kerk, dit was kerk, maar dit was vir my lekker. Want hoekom? Want dit was vir die Here, vir niemand anders nie. Kom ek vertel vir julle nog iets. My pastoor het nou al my geken, en ek doen mos alles in hiperbool. My man sê mos vir my, my naam is Amelia Hiperbool. So, nou gaan ek, nou preek my pastoor, in elke diens maak hy 'n uitnodiging vir wedergeboorte. Dan gaan staan ek voor. Dan bid hy lê vir almal hande op. Dan kom hy by my. Dan trek hy daai een ooghaar so op. Maak ek of ek kom sien, maak ek my oë toe. Dan raak hy net aan my. Ek soek net daai importation. En hierso by die 7de, 8ste keer sê hy vir my, is jy seker? Jy's wedergebore, want jy kom staan elke keer voor, nou fluister jy, ek sê, dit gaan nie oor om ja te sê nie, ek wil net seker maak, ek gaan nie hel toe nie, ek weet nie hoeveel keer moet jy jou hart vir die Here gee nie, so nou gee ek hom maar elke keer, dan weet ek gaan nie hel toe nie, en elke keer as jy aan my raak, voel het so warm hier binne,
So ek hou van die gevoel. So ek het sekerheid en ek hou van die gevoel. Dis vir my net lekker. So naderhand het hy my gelos. So as daar uitnodiging is vir genesing, dan gaan ek vorentoe. As hulle duiwels wil uitdryf, dan gaan ek vorentoe. As dit vir wedergeboorte is, dan gaan ek vorentoe. Dit maak nie saak wat sy uitnodiging is nie, ek het altyd gaan voorstaan. My pastoor het vir hom partykeer gelag, dan sê hy vir my, as jy siek, dan sê ek vir hom, nee, net vir ingeval daar kom. Dan lê hy hande op hy en bid vir my. En weet jy wat, nee, ek het dit net geloof. Ek het net alles in aksie gesit. Ek vir julle sê, my geestelike ma het my geleer om alles wat jy doen, en jy kom hier daarby nie, doen 'n profetiese aksie. Yes, en ek het geleer om profetiese aksies te doen, soos wat jy in jou lewe nie kon doen het nie. Ek het al die profetiese aksies gedoen. Ek het myself geleer, en ek het dit geloof, en die Here het my geëer, en my profetiese aksies het gewerk. Glo vir my, dit het gewerk. Kom ek vertel vir julle een. My kind het op 'n baie jong ouderdom, het hy dagga verkoop. Hy het nie gebruik nie, maar hy dagga verkoop. En hy weet hoe voel ek oor slange. So wat gaan doen hy? Hy gaan sit 'n slang in die hok. In die ingang van die kamer, laat ek nie in die kamer kan ingaan nie. En want ek weet hy verkoop dit, want hy het net altyd geld. En dan gaan staan ek by daai deur bietjie ver, en kyk ek vir daai slang en sê ek vir hom, jy sal vrek in Jesus naam. Al gee my kind vir jou kos, jy sal dit nie eet nie, jy sal vrek jou Satan, jy sal vrek. Ek het dit vir so 6-7 dae gedoen. Toe sê ek vir die Here, nou wanneer gaan hierdie ding vrek? My kind gee net vir hom kos. En daar kom ek in een oggend. En daar lê die slang dood en die muis jol daar in die hok rond. Toe's daai slang gevrek. Ek het vir hom gesê, jy sal vrek en hy's dood. My kind kom by die huis, hy sê, het ma alweer vir hierdie slang gebid dat hy vrek? Ek sê ja. En elke ding wat jy inbring wat nie van die Here is nie, vrek. So as jy nie nou ophou om daai goed uit te sorteer nie, dan bring ek dit in die lig en weet jy wat, nee, jy gaan soos daai slang voel as ek met jou klaar is. Jy sal wurg as ek met jou klaar is. Ek sal dit bestraf. So my kind het net vir my gelag, maar 'n slang het ek bestraf tot was 'n rooi lippie gewees. Nee, kyk, daai slang het ek bestraf tot hy vrek in sy wortels toe in. Maar ek het alles profeties gedoen, julle. Die eerste hond wat ek gehad het, ek kon nie babietjie sê nie. Sy was onvrugbaar. Toe sê die Here vir my, ek moet op haar oefen. Toe sê ek, okay Here, wat moet ek doen? Almal het vir my gelag, en toe sê ek vir haar eendag, kom hier, toe vryf ek haar baarmoeder, so toe sê ek, jy luister nou baie mooi vir my. Jy gaan nou stil staan as daai hond jou dek. En jy gaan 9 babietjies hê. En die laaste babietjie gaan 'n seentjie wees. En die seentjie se naam gaan Judah wees. Dit gaan prys wees. En sy het swanger geraak, maar het die hond. En sy het 9 babietjies gekry. En die laaste een was toe 'n seentjie, 'n reentjie. En sy naam was Judah. En so het ek my gift beoefen. Want hoekom? Want die Here het die woord wat hy in my gespreek het hy ingeglo. En al wat ek moes doen was om die woord te align met God se liefde en wat hy oor my uitgespreek het. En ek wil vanoggend vir jou, né? Ek wil vanoggend vir jou sê, dit maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. God wil jou gebruik. En hy wil jou gebruik in die profeties. En deur die jaar gaan ons stadig begin met profeties. En ek wil met julle praat oor die profeties, want God is besig om die profeties en almal in wakker te maak. En ek wil met julle praat oor hoe julle vir julle kinders moet bid vir profetiese drome en visioene, want dit is tyd vir die kinders om te profeteer. Hierdie jaar is 'n jaar van nie herstel nie, dis 'n jaar van gaan en doen dit. Jy het genoeg ondervinding, gaan en doen dit. En as jy nie seker is nie, dan bid jy. En dan kry jy woord, en as jy nie seker is nie, dan bel jy jou mentor.
En jy sê, weet wat, ek het nou gevoel, ek moet vir hierdie persoon gaan bid vir genesing. Maar daai persoon is nie siek nie, is net vir ingeval. Ek het vorentoe gegaan en sê my pastoor, waar het jy serum? Dan sê ek nêrens, dis vir ingeval. So ek het vir alles vir ingeval gaan voorstaan. En my pastoor het vir my gebid. Ek sê vir julle getuienisse vertel. Ek het party daai oggend as hy die kar uit klim, want dit was 'n grondpad, hy het so rooi BMW gery, so ek nooit vergeet nie. Dan vee ek sy skoene af. Dan skud hy net sy kop en sê, jy hoef dit nie te doen nie. Dan sê ek vir hom, I want to honor you as a man of God, as an apostle. En jy moet vir my sê, Anelda, jy's reg, ek weet jy's reg. En as jy reg is vir oggend, sit op die comments, ek is reg om te ontvang, want jy gaan moet ontvang vir oggend, want ek gaan vir jou bid vir oggend, dat jy kan impregnate raak met die visies en die goed wat jy vergeet het, wat God jou gaan herinner vir oggend. En ek wil vir jou vra, ek gaan, en baie van julle het my ook gevra, gaan ons nou nagmaal gebruik? Ek kan nie gebruik nie, want ek kan nie daai persoon vergewe nie, en weet jy wat, nee, jy is so in religion in. Ek is ook reg, en hoe meer jy van Jesus in jou lewe het, hoe minder sonde gaan jy doen, glo jy vir my vandag. Ek onthou Herman Eis op een van Herman se kampe, Barbara, julle sal onthou wat op die kampe was. Ek is ook reg, julle. Toe was daar 'n vroutjie wat swanger was op die kamp. En sy staan daar voor en sy sê, nee, sy kan nie nagmaal gebruik nie, want sy is swanger. Sy het 'n buiteegtelike kind. Sy en haar man gaan oor 2 maande trou. En ek sê vir haar, maar weet jy wat, nee, daar's niks fout mee om nagmaal te gebruik nie. Ek sê, dis ook nie 'n buiteegtelike kind hierdie nie. Julle twee was net bietjie te stadig om te trou. En want die Here sê, hy weet van hierdie kind. So julle twee is te stadig gewees. Jy kry nie buiteegtelike kind nie. As jy swanger is met 'n, jy kry 'n pa en 'n ma wat bietjie te stadig is. Dit is hoekom. Hoe meer jy van Jesus in jou lewe het, hoe minder sonde gaan jy doen. Glo jy vir my. So, maak jou oë toe vir 'n oomblik en vra vir die Here, hy moet jou net herinner. Here, herinner hulle aan die beloftes wat hulle gemaak het toe hulle tot wedergeboorte gekom het. Herinner hulle aan daai klein beloftes, Here. Dis my gebed. En Here, gee vir hulle 'n groter visie om te kan doen wat U hulle voorgeroep het. Here, my hart is dat hierdie mense moet kan doen dit wat hulle moet doen. Maak nie saak wat en waar is hulle omstandighede nie. Here, ek wil kom en ek wil deur Facebook vanoggend wil ek kom en ek wil vir julle sê, according to the word of God, I lay my hands on your womb and we stir the gifts, the 9 gifts of the Holy Spirit with the fruit that you will bear, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Lord, we stir the gifts, want as daai gawes nie gestir word nie, Here, gaan hulle terug in warfare in, en dit is waar van julle nou is. Julle wil nie in warfare in wees nie. Julle wil nie. Van julle is so diep in warfare, dis fight van die môre tot die aand. Kom uit dit uit. Laat die gawes kan stir, dat jy kan onderskeiding kry, dat jy kan weet wat aangaan. Want volgende week wil ek met julle deel oor the gift of discernment, en ek wil met julle getuienisse gee hoe ek engele gesien het, en hoe ek getransporteer was, en ek wil met julle daai getuienisse deel. Baie van my ou gemeentes ken dit, want van hulle was saam met my toe dit gebeur het, maar ek wil dit met julle deel. Maar eers vandag wil ek asseblief vir jou sê, herinner julle self. Moenie soos die disippels wees, wat al die wonderwerke gesien het, op die boot klim en beklei oor 'n brood nie. Hoekom het ek nie daaraan gedink nie? Ons, hoekom het jy nie daaraan gedink toe God vir jou voorsien het toe jy niks gehad het nie? Dink aan die klein goedjies, en uit 'n dankbare hart kom ons ontvang dan dit wat God gegee het.
So ons nagmaal vanoggend is profeties. Dit het die nagmaal wat ek hier vir my voorberei het, hier, en wat jy het vandag, is 'n profetiese aksie om meer van Jesus in jou lewe in te kry. Jy sê, Amelia, is dit Bybels? Ek weet nie of dit Bybels is nie, maar ek sê vir jou, ek eet dit wat hy my gegee het. Want dis vir my kos, dis vir my Jesus. Dis vir my sy liggaam. Ek love it. Ek sal 'n hele brood eet. Is lekker vars brood. Wat eet ek? Ek eet vanoggend die woord van God, die woord van die Here, wat soos vars brood is, eet ek vanoggend. Dis amper soos 'n skraal wat ek eet, en sê, Here, en dit is wat ek wil eet. Sit woorde in my mond, en wanneer ek my mond oopmaak, laat dit woorde van stigbou en bemoediging wees. So, vat jou broodjie en eet saam my. Lekker. Ek wou botter opsit, en vir julle sê, dis die salwing, maar dan kry ek weer e-mails, waar is dit in die skrif? Ag, ek sê lus vir dit nie. Maar God voorsien altyd so. Jy kan jouself nie ontneem van nagmaal of verbondsmaal. Nee, asseblief. Religion sê, jy word onder sensuur geplaas vir 'n sekere goed. As jy onder sensuur is, kom na my toe, dan kry ek jou uit sensuur uit en ons eet ons liggaambrood. Jesus vanmôre. My brood's lekker. Eet die woord van God. Eet hom julle, eet hom. Eet julle woord. Kom. Sê vir my of julle eet. Eet julle vanoggend. Of het julle so groot geskrik vanoggend vir my profetiese aksie, dat jy sê, waar staan dit in die skrif? Ek eet vir Jesus vanmôre. Hoe meer jy van Jesus in het, hoe minder sonde doen jy. Het is so. Mense hou jou van nogmaal af oor condemnation. For those in Christ Jesus, there's no condemnation. So, as my broodjie. Kan ek hierdie broodjie gou klaar eet? Ja. Is lekker. Die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. O, ek love it. Love hy liedjie. Hy het my so mooi gemaak. Hy het my mooi gemaak. Bloed van Jesus. As dit nie vir dit was nie, dan was ek en jy nie hier nie. So julle, ek wil vir julle sê, geniet jou verbondsmaal. Geniet jou profetiese aksie vanoggend, dat jy gehoor het en jy gaan doen. Myne is baie lekker. Ek hoop nie van julle het regtig wyn daar nie, want het is baie vroeg in die oggend. Ek mag ook nie gesê cheers nie. Maar ek wil vir julle sê, ek love die Here. Hy is so natuurlik. Hy en sy disippels het dit gebruik so dikwels as wat hulle by mekaar kom. En ek en jy gaan dit elke maand gebruik. En elke maand gaan ek 'n topic doen hoe ons dit gaan gebruik. Myne is baie lekker. Ek weet nie van wie van julle is nog besig nie, maar ek wil net nog 'n slukkie vat. Weet julle, eendag het ek 'n droom gehad, ek het dit met iemand gedeel. Dis 'n droom oor wat ek gehad het, van waar jy in 'n bakkery staan. God se woord sê, ek glo, jy moet sy woord eet. En as ek dink aan eet, dink ek aan brood. Glo vir my. En partykeer, as jy in 'n bakkery instap, en ek ruik daai brood, julle, dan wil ek sommer onder die anointing wees. Want ek kan myself dink, jy sit met 'n Bybel voor jou. Gaan doen dit eendag vir 'n profetiese aksie. Ek dare julle. Gaan koop 'n vars brood, maar hy moet vars wees. Vars. In jou stilte tyd.
sit jou Bybel neer, breek daai brood oop en ryk daai brood. Enige vars brood maak dat mense honger word. Regtig. En ek wil hê julle moet daai reuk van brood kry om te sê, "Jesus, julle, ek is honger vir u woord." En sommer net eet. Want hoekom? Hoe meer jy die woord van God in jou kry, hoe minder is daar religion wat kan vas plek kry. En wees vry in God. En God het jou herinner vanoggend. Hy het al jou trane is in botteltjies opgevang. Alles. Ek wil nie nou 'n oomblik spoil nie, maar ek moet dit vir julle vertel. Ek huil eendag voor die Here. Ek het al baie voor die Here gehuil. Baie. Maar hierdie dag lê ek op die bed en ek huil. En die tissues is klaar. En dan gebruik ek sommer die laken. Dan is die laken sopnat, dan gebruik ek die kussingsloop. Dan gebruik ek sommer my klere. Maar ek kom nie tot die besef dat die Here elke traan opvang nie en in botteltjies sit nie. En so 3 dae daarna loop ek, kyk, die Here het 'n baie fyn sin vir humor waar dit by my kom. En ek en die Here gesels. Ek sê, Here, wat doen jy met al daai trane? Ek sê, want ek is doodseker. Al die trane wat ek al gestort het, veroorsaak tsunamies. Want wragties, dit is meer as wat 'n tsunami water kan gooi. En partykeer dink ek dat God net op sy troon sit en lag. And because the joy of the Lord is our strength. En ek wil vir julle sê, julle gaan ophou huil. Ons gaan ophou huil. Ons gaan opstaan. Ek wil net nog 'n slukkie hê, asseblief. En my gebed vir julle is dat julle altyd honger sal wees vir die woord van God. Dat julle altyd gevoed sal word deur sy woord. Amen. Ek wil hê julle met die boodskap like, share hom. Mense het dit nodig. Ons gaan nog die heuning een probeer en die appels. Ons gaan nog 'n lekker profetiese tafel hou. En so later met die jaar, ek wil julle net bietjie goed gee. So later die jaar gaan ek met so 10 elke keer 'n lekker Zoom meeting hê waar ons lekker julle bietjie kan bedien. Maar nie nou nie. Ek probeer nog eers my lewe uitsorteer met die Facebook goeie. So ek het gedink, julle moet vir my sê of dit vir julle sal werk. Ek het julle input nodig. Ek gaan elke Woensdag, net 1 keer 'n week, koffie saam met Amelia doen. Elke week Woensdag in 9 uur. En dan die laaste Woensdag vry op 'n Woensdag, die laaste week in die maand. Dan 'n nagmaal en 'n woordhou. Ek weet nie hoe voel julle daaroor nie. Ek weet nie of hou julle van die 2 keer 'n week nie. Ek dink van julle ek weet nie of maak ek julle baie moeg nie. Ek weet nie of dit te veel is wat julle nou moet luister nie. Maar ek het gedink om dalk net sulke kort 4-5 minute boodskapies dan op te sit. En dan 1 keer 'n Woensdag 'n oggend soos vanoggend te hê. So laat weet my in die comments wat julle verkies. Laat ek ook weet om my tyd so te stel en dat ons vir julle in julle behoefte kan ook help. Ek wil julle graag help en ek wil graag hê julle moet in julle gifts vloei. So, om op te som vandag. Wees honger vir die woord van God. My brood is klaar. My sappies is nog, ek is nog besig. Heerlik. En ek wil ook vir julle sê, jou droom en God se droom vir jou het vandag een geword deur te surrender, te repent. Here, en die wat nog nie repent nie, en repent het nie, repent ons nou,
dat ons opgehou luister het, dat ons drome begrawe het. Here, ek moes myne gaan uithaal het. Ek moes die begrafnis, ek moes my boksie, skoenboks weer gaan oopmaak het. Ek moes die graf gaan oopgrou het. En ek moes my goed gaan uithaal het. So Here, ek wil nie mense se goed met begrawe wees nie. Gebruik dit tot eer en verheerliking van u woord. Dankie vir julle, dankie dat julle luister, dankie vir julle baie liefde, dankie vir wie julle is in my lewe, julle bless my, en dan sien ek julle Woensdagoggend, ek sal dit op Facebook ook sit, Woensdagoggend 9uur, koffie saam met Amelia, moenie vergeet nie, ek sal dit op Facebook sit, en op my status op WhatsApp, so dis Woensdag 9uur, sien ek dan julle koffie saam met Amelia, en ek wil vir julle sê cheers, julle moet 'n fantastiese naweek hê, die wat vanaand loftes toe gaan, hoop ons sien julle daar, ons gaan die kinders vat, en so ek gaan nou vir julle totsiens sê, en mag julle 'n awesome naweek belê. Karen, ek's bly, gaan haal uit, Melissa, God is going to change things for you in Jesus' name. Selma, hier kom groot goed vir jou ook. Hannelie, jou kop moet ophou raas, dat jy kan bykom in die lewe. Jou kop gaan ophou raas, jy gaan absoluut 'n awesome pad saam met die Here stap hierdie maand. Christa, jy ook, die Here het jou verlede begrawe, en jy moet net jy moet net aanhou hardloop. So, baie dankie dat julle geluister het. Anita, dankie vir jou ook, en Annette en Kobus, Jolandi, Belita, baie wees geseënd. Natasha en Nelson, jy's altyd op, en ek wil vir jou sê, ek love jou, Adrie, ag, jy's Adrie, ek spaai lief vir julle, en ek sien julle dan volgende week, geniet Passion vanaand, ek wil 'n seën uitspreek oor julle, mag julle geseënd wees, in julle finansies, wat in elk geval so deur gaan breek, julle geloof in Christus, julle identiteit in Christus, mag julle geseënd wees in alles wat julle doen, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek moet nou sê goodbye. Ek lief julle almal, tot Woensdagoggend, lekker dagie, tata.